Inflasie styg tot 4% en Suid-Afrika is in die sop omdat hy steenkool aan Israel lewer. Goeiemiddag, baie welkom by die visuele Afrikaanse nuusbulletin op Pretoria FM op hierdie Woensdag. Dit is die 20ste Mei, my naam is James Kemp. Statistiek Suid-Afrika het bevestig dat die jaarlikse inflasiekoers bykans 'n volle persentasiepunt gestyg het tot 4%. Dit in vergelyking met Maart se 3,1%. Die syfer is hoër as die Suid-Afrikaanse Reserwebank se ideale teiken van 3%. Die vernaamste faktore wat tot die inflasieverhoging aanleiding gegee het, sluit behuising, vervoer en munisipale dienste in. Die prys van elektrisiteit en gas het met meer as 8% toegeneem, terwyl waterkoste met 7% gestyg het. Brandstofpryse het in die vervoerkategorie van die inflasiebandjie oorhoofs met 4,9% op 'n jaar grondslag gestyg. Volgens Thys van Sail, die uitvoerende hoof van Everest Advisory Services, plaas die jongste inflasiesyfers die Reserwebank in 'n moeilike posisie voor aanstaande week se rentekoers besluit. Ja, ek dink daar is nogal rede om bekommerd te raak, jy weet, rondom inflasie, en ek dink die regering raak ook 'n bietjie benoud, waar ons byvoorbeeld beoog om te probeer hou by 3%, en vanaf Februarie te opgaan na 4%, toe waar ons nou op hierdie huidige stadium is. Hy is nog relatief aggressief, wat hy opwaartse kurf nou op hierdie stadium wys, en dit is maar as gevolg van die Midde-Ooste krisis, met die olieprys en natuurlik ook die brandstofprys, wat ons dan mag sien wat daadwerklik 'n verskil nou begin maak, maar ons het ook gewaarsku dat dit 'n ding is wat nie onmiddellike impak gaan hê nie, maar wel na die tyd 'n impak gaan hê, so wat ons nou begin sien. Ek dink die Reserwebank of die monetêre beleide sal hersien word om enigstens die rentekoers aan te pas op hierdie huidige stadium nie, en ek dink hulle is nog gemaklik soos wat hy is, dit sit tussen 4 en 5, maar as dit draai van 5% opwaarts gaan, slegte nuus vir die verbruiker. Eskom het weer gedreig om kragtoevoer na die Johannesburg Metro af te sny weens uitstaande skuld wat tans op 6,8 miljard rand staan. Volgens Eskom skuld die Metro en sy nutsmaatskappy City Power 5,25 miljard rand. Bykomend tot die bedrag is daar 1,58 miljard rand wat teen 5 Junie betaalbaar is. Eskom sê die Goudstad het herhaaldelik versuim om sy ooreenkoms na te kom en dat hy daarom oorweeg om elektrisiteit by sekere groot toevoerpunte te beperk, te onderbreek of heeltemal af te sny. Eskom sê dit is onaanvaarbaar dat inwoners die las van die Metro se skuld moet dra, terwyl die Metro wel geld vir elektrisiteit invorder. Meer as 16.000 ouers het 'n petisie aan die Gautengse wetgewer oorhandig wat die besnoeiing van subsidies aan kwintiel 5 skole teenstaan. Die DA sê die Gautengse Departement van Onderwys wil volgens berigte subsidies aan die rykste 20% van skole met meer as 60% verminder. Kwintiel 5 skole is skole wat hoofsaaklik op skoolgeld en fondsinsamelings steun, maar ouers sê die finansiële druk maak dit toenemend moeilik om die uitgawes te dra. Die DA waarsku dat die besnoeiings skole se vermoë om instandhoudingsdienste en basiese voorrade te bekostig ernstig kan raak. Die Departement van Sport, Kuns en Kultuur verwerk tans meer as 38.000 besware teen voorgestelde pleknaamveranderings wat deur die Suid-Afrikaanse Geografiese Naamraad goedgekeur is. Die minister van die departement, Gayton McKenzie, sê die voorgestelde verandering sluit onder meer in dat Graafrenet na Robert Sobukwe Town hernoem kan word, Aberdeen na Kampedebu, Arendorp na Bishop Lamba, Barkley Oos na Ekipini en Oos-London na Kugompu stad. McKenzie beklemtoon dat die oorspronklike besluite nie outomaties ongeldig is nie en dat enige wysigings volgens wetlike en grondwetlike prosesse hanteer sal word. Die minister van Minerale en Petroleumbronne, Gwedi Mantashe, het teruggekap teen kritiek oor die kwessie dat Suid-Afrika steenkool aan Israel verkoop het en sodoende glo bydra tot die land se militêre optrede in Gaza.
Montashe het tydens sy begrotingsdebat in die parlement gesê, Suid-Afrika verkoop nie steenkool uitsluitlik aan Israel nie, maar aan verskeie internasionale markte. Sy reaksie volg op beweringe dat Suid-Afrikaanse steenkooluitvoere na Israel toegeneem het, nadat ander verskaffers hul uitvoere gestaak het. Suid-Afrika ondersteun terselfdertyd 'n saak van volksmoord teen Israel voor die internasionale strafhof. En dan vanaand se nuus op Pretoria FM se YouTube en Facebook platforms. My naam is James Kemp. Ek hoop jy 'n mooi aand verder.